So ons is in Handelinge 6, vandag is 'n kort gedeelte, kort skrifgedeelte wat ons in is. Julle kan julle Bybels daar oopmaak en voordat ons begin, wil ek net so 'n bietjie gesels oor wat Jannie oor bedien het laasweek. Laasweek het Jannie spesifiek bedien oor die tweede keer wat die apostels gevang is en in die tronk gegooi is en die engel wat hulle laat uitkom het en gesê het, gaan hou aan bedien. En toe die Sadduseërs vra, maar waar is hulle? Toe sê hulle nie, ons weet nie. En toe sê die hofpriester of die die man wat kyk dat alles in orde gaan, ek het nou sy naam vergeet of sy rang, of wat ook al. Toe sê hy, nee, maar hulle is hier besig om aan te gaan en hulle roep hulle en hulle sê vir hulle, luister, julle moet ophou om hier te deel, wat julle moet ophou deel oor Jesus. En hulle sê, ons kan nie. Ons moet God gehoorsaam. Hy het dit vir ons gesê, ons kan nie anders as om hom te gehoorsaam nie. Ons moet deel dat Jesus opgestaan het uit die dood uit. Hy is uit die dood uit opgewek deur God. Jesus is die een deur wie ons verlossing plaasvind. En hy sê, as julle nie gaan ophou nie, dan gaan ons deur 'n moeilike tyd gaan. Hy sê, ons gaan julle te lyf gaan, as ek dit so kan sê. En hulle slaan daai ouens en sê, julle kan gaan, maar julle moet nou ophou. En daai disippels is dankbaar dat hulle kan ly vir Jesus. Hulle jubel en hulle juig en hulle gaan uit en hulle hou nie op om Jesus te verkondig nie. Maar daar was 'n interessante gedeelte wat Jannie oor bedien het van Gamaliel, wat sê, julle moet versigtig wees dat julle nie besig is om teen God te gaan deur om hierdie mense aan te hou vervolg nie. Want as God dit begin het, gaan geen mens dit stop nie. En hulle hoor dit, maar nog steeds kies hulle om die disippels te sê, julle mag nie, en hulle te slaan en te sê, gaan en verkondig nie meer dit wat julle gehoor het nie. Ons sien van die eerste gedeelte waar hulle gevange geneem is, waar hulle net gewaarsku is, sien ons nou 'n eskalasie van geweld wat begin plaasvind. Eers is hulle net gewaarsku, nou is hulle geslaan, en ons gaan nou in 'n gedeelte inbeweeg, wat dit nie net meer gaan oor om iemand te probeer stilhou en hulle aan die lewe te hou nie. Hierdie gaan nou verder beweeg. En ons gaan die volgende 2 weke kyk na Stefanus, wat die eerste martelaar was vir Christendom. Ons gaan kyk na die lewe wat hy gelei het, en dan ook wat hy deel met die Fariseërs en die Sadduseërs, voordat hy gestenig is. In dit alles, deur die moeilike tye wat hulle gaan, bly Jesus vir hulle heeltyd die fokus. Hulle skuif nie hulle aandag af van dit wat Jesus vir hulle gesê het om te doen nie. Ek bevind myself baie keer in omstandighede wat my fokus van Jesus afskuif, want ek gaan dalk deur 'n moeilike tyd. Ek is emosioneel nie reg vir wat gebeur het nie, of dinge is, ek is net oorweldig oor alles wat plaasvind. Maar ek is nog nie deur wat hierdie ouens deur is nie, en nog steeds hou hulle heeltyd hulle fokus op Jesus. As ek en jy ons fokus op Jesus gaan hou, gaan ons die krag hê om deur al die uitdagings te kan gaan. Ek vra myself, Jannie het laasweek sê hy, wat sal ons doen as ons uit daai tronk uitgekom het? Dalk in ons bakkie spring en so ver pak jy familie op en jy gaan. Maar hulle is van kleins af getoets, as ek dit so kan sê. Eers is hulle net gevang en hulle moes hulle getuienis lewe en hulle is gewaarsku. Toe is hulle gevang en hulle is geslaan. En elke keer sien ons hierdie eskalasie. En ons sien hoe die Here hulle eintlik help en dra in hierdie tydperk. En ons vra onsself baie keer die vraag, wat sal ons doen wanneer ons in hierdie omstandighede is? Maar ek wil vir jou sê, ons moenie vra wat gaan ons doen in daai omstandighede nie. Ons moet vra, wat doen ek in die omstandighede wat ek myself nou bevind? Hoe lewe ek nou Christus uit? Hoe eer ek hom in alles wat ek nou doen? Want dit begin in die klein. Ons moet nie verwag om die moeilike tye wat groot is te kan weerstaan as ons nie getrou is in die klein nie. Ons moet nou al getrou bevind word. So kom ons kyk na die gedeelte in Handelinge 6 van Stefanus. So lees saam met my van Handelinge 6 vers 1 tot 7.
En in die dae toe die disippels vermeerder het daar 'n murmurering ontstaan van die Griekssprekende Jode teen die Hebreërs, omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien is. En die 12 het die menigte van die disippels byeengeroep en gesê, dit is nie reg dat ons die woord van God nalat om die tafels te bedien nie. Kyk dan uit, broeders, na 7 manne uit julle van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. Maar ons sal volhard in die gebed en in die bediening van die woord. En die woord het byval gevind by die hele menigte, en hulle het gekies Stefanus, 'n man vol van geloof en van die Heilige Gees, en Filippus, en Prochorus, en Nikanor, en Timon, en Parmenas, en Nikolaus, 'n Joodgenoot uit Antioch, wat hulle voor die apostels gestel het. En hulle het gebid en hulle die hande opgelê. En die woord van God het toegeneem en die getal van die disippels het in Jerusalem baie vermeerder en 'n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. Ons sien in hierdie gedeelte die groeipyne van 'n jong kerk wat baie vinnig mense gekry het wat bygevoeg is. Ons sien hierso dat hier in die eerste gedeelte het ons, of in Handelinge toe ons begin met die uitstorting van die Heilige Gees, is daar 3000 mense bygevoeg, mans sê hulle. Toe is daar nog 5000 mans bygevoeg. So ons weet nie hoe groot hierdie kerk nou al is nie. Maar daar's nou striweling bietjie onder mekaar. En hulle stem nou nie meer saam oor goeters wat gebeur nie, want die Griekse weduwees word nie na gekyk nie. Iemand word afgeskeep. En dit is vir my so mooi om te sien hoe die apostels dit hanteer. Hulle kon onmoontlik nie geweet het wat alles aangaan in daai grootte van kerk nie. Hulle het nie almal bymekaar gekom in een gebou nie. Hulle het van huis tot huis gegaan en dis te groot vir hulle om alles te geweet het wat aangaan. Maar toe dit na hulle toe gebring is, hoe het hulle dit hanteer? Nou voordat ons gaan kyk hoe hulle dit hanteer het, wil ek eers vir jou vra, wie was die Grieks sprekende Jode teenoor wie was die Hebreërse Jode? So, ons het gepraat van die dispersia, die Jode wat nie meer in Jerusalem gebly het of in Israel gebly het nie. Hulle was verspreid oor die hele Romeinse ryk gewees. Nou, ek wil vir jou indink, julle het dalk vriende wat in 'n ander land bly, wat nie meer in Suid-Afrika is nie. En daai kinders praat nie meer so goed Afrikaans soos wat jou kinders doen nie. Hulle kan dit dalk nie mooi skryf of lees nie. Hulle kan dit dalk nog 'n bietjie praat, maar dit raak nie meer, dis nie meer hulle eerste taal nie. Engels of wat ook al hulle, waar ook al hulle self bevind, het hulle eerste taal geraak. En dit is presies wat hier gebeur het teen jou tweede en derde generasie van mense wat nie meer in Israel bly, wat meer oorheersend Hebreeus praat nie, waar hulle oorheersend Grieks praat, het hulle ontleer hoe om Hebreeus te praat. So dit is jou Grieks sprekende Jode gewees, wat nou teruggekom het, wat nou gelowiges geword het, en geglo het wat die apostels bedien het. En hulle voel dat die hulle weduwees, word nie na gekyk nie. Nou, dit is maklik om te sê, hulle word nie na gekyk nie, ons weet nie presies wat is die omstandighede nie, maar ons sien dat hulle murmureer, want die weduwees word nie na gekyk nie. Nou ek wil sê, dit is nie 'n rede om te murmureer as daar iets is wat nie reg is nie. Kom praat. As daar iets is wat nie reg is nie, kom praat. Ons hoef nie onder mekaar te praat of enige so iets nie. Kom sê net, hey, ek voel nie hierdie is reg nie. Wat doen jy in jou huis? Moenie murmureer soos die kinders wat wegstap as mamma of pappa sê doen ietsie nie, dan praat hulle so onlangs nie. Nee, kom, laat ons praat oor dinge as daar goeters is wat nie reg is nie. As jy in daai tyd 'n weduwee was en jy het nie iemand gehad wat na jou gekyk het nie, is die kans goed dat jy dood sou gaan. Hulle kon nie werk nie en hulle het iemand nodig gehad om na hulle te kyk. En die kerk het na die weduwees gekyk. Die kerk het omgesien vir die wat niemand anders te het om na hulle te kyk nie. Maar ek sien hierso dat daar nog steeds iets was nie reg gewees nie. En die apostel sê toe vir hulle, okay, ons hoor julle bekommernis. Ons vra nou,
dat julle ons gaan help, want ons kan nie los wat God vir ons gesê het om te doen nie. Ons moet die woord bedien en ons moet bid. Dit is wat ons moet doen. Ons kan nie nou los, ons kan nie dit los om tafels te bedien nie. Maar ek het nou vir jou 'n vraag. Dink julle dat die apostels gedink het om tafels te bedien was benede hulle gewees? Ek dink nie so nie. Ek sien nie in hierdie gedeelte dat hulle dit minag om tafels te bedien nie. Wat ek hierso sien is, hulle besef dat hulle 'n roeping het. Die Here vir hulle 'n mandaat gegee het om te doen en hulle kan nie dit los omdat daar iewerste anderste nood is nie. En hulle sê, okay, ons sien hier's nood, ons moet help, maar ons kan dit nie los nie. Hoe gaan ons nou hierdie hanteer? Ek wil vir jou sê, die Here het vir elke persoon 'n individuele roeping en doel vir jou lewe. Ons moet nie na iemand anders te kyk en sê ek wil so wees nie. Ons moet na die Here gaan en sê, Here, wat wil U hê moet ek doen? Wat moet ek doen in U koninkryk? Elke pot wat gemaak is deur die pottebakker is vir 'n spesifieke doel gemaak. Ons moet nie iets anders te probeer wees nie. Ons moet doen wat die Here van ons verwag om te doen. Want dit is hoe ons die liggaam van Christus is. Dit is hoe ons doen wat God van ons verwag. Een is die oor, ja, 2 ore. 2 oë, 'n mond, hande, voete, maar daar's so baie wat nog plaasvind in 'n liggaam. En so is ons almal saam die liggaam van Christus. Wat is die plan wat die apostels toe maak? En hierdie is vir my en jou 'n baie goeie riglyn wat ons na kan kyk wanneer daar 'n nood is. Hoe dit gevul moet word in jou lewe dalk, as jy 'n nood het, dan kan jy hierna kyk en sê, okay, as ek hulp kort in hierdie area, kom ek kyk na die riglyn wat hier gestel is. En hierdie is vir ons ook 'n voorbeeld as die kerk. Hy sê vir hulle, kry julle 7 mans uit julle midde. Hy sê, maar ons sê daar's 'n vereiste aan wat daai 7 mans aan moet voldoen. En as julle daai 7 mans gekry het wat aan daai vereistes voldoen, dan sal ons vir hulle bid en hande oplê en hulle uitstuur om daai werk te gaan doen. Die 3 vereistes wat hulle verwag is dat hulle 'n goeie getuienis moet hê. Hulle moet vol van die Heilige Gees wees en hulle moet wysheid hê. Die apostels kyk eers na karakter voordat hulle na skillset kyk. Hulle sê nie wie's goed met tafel, wie's die beste waiter gewees nie. Nee. Hulle kyk na die karakter, want skills kan aangeleer word. Ek kan met iemand werk wat goeie karakter het en ek kan vir hom enige skill amper leer. Net genoeg tyd en geduld en jy sal iemand dit kan leer. Maar karakter is iets wat gebou word van 'n jong ouderdom af. Karakter is iets wat gebeur van hoe jou ouers jou grootmaak. Karakter is iets wat jy leer, tyd wat jou vorm soos wat jy tyd in die woord spandeer saam met God. Watter een van die 2 dink julle is belangriker, skills of karakter? Wat ek sien hierso is vir die apostels is karakter baie belangriker. Is dit vir my en jou belangrik? Of wanneer ons in 'n moeilike tyd is, ons gaan deur ietsie, jy kort iemand wat jou moet help, wie bel jy? Die ou wat jy dink die beste is in dit? Vra jy, wie is die ou wat die beste in hierdie is? Of kyk jy na die karakter van daai persoon? As jy iemand moet aanstel vir 'n werk, wat kyk jy na? Hoe lank sy CV is, waar hy oral al gewerk het, hoeveel kundigheid het hy, of sit jy saam met hom om 'n tafel en jy kyk wat is sy karakter? Want skills kan geleer word, maar karakter gaan jy nie vir 'n ou sommer in 'n jaar of 2 leer nie. Maar nou is my vraag, is ek iemand van karakter? Want as ek mense wil hê wat vir my werk van karakter, dan moet ek ook iemand wees van karakter. As ek wil hê my kinders moet karakter hê wanneer hulle groot word, wat hulle die regte ding sal doen ongeag wat se situasie of die uitkoms van dit, hoe dit hulle gaan affekteer, dan moet ek iemand wees wat bereid is om te sê ek wil 'n persoon van karakter wees, want hulle gaan net doen wat ek doen. As jy as 'n baas nie karakter het nie, gaan jou werkers presies doen wat jy doen. Maar jy verwag meer van hulle.
maar ons stel die voorbeeld. Daar is 'n hoër verwagting op leierskap of iemand wat in 'n gesagsposisie is as die mense onder hom. Ons moet dit altyd besef en weet. Nou toe hulle dit hoor, die standaard, sê hulle okay, en hulle kies die 7 mans. Nou ek wil net hê ons moet na die name kyk van hierdie mans. Die eerste ene is Stefanus, en hulle sê 'n man van geloof en van die Heilige Gees, dis in vers 5, en Philippus, en Prochorus, en Nikanor, en Timon, en Parmenas, en Nikolaus, 'n Joodgenoot uit Antioch. Hierdie name, klink dit vir julle soos Hebreëse name? Hierdie is nie normale name wat ons hoor in die Ou Testament van Hebreëse name nie. Hierdie name is baie nader aan die Griekse name. So wat gebeur hierso? Die Griekse sprekende Jode het 'n uitdaging oor die weduwees wat nie na gekyk word nie. En die apostel sê, kies vir julle 7 mans, en hulle kies 7 Grieks sprekende Jode om hierna te kyk. Nou, die fout, ons gaan so 'n bietjie hasie jaag net oor die evangelie, en wanneer ons evangelisasiewerk wil doen is, die fout wat ons maak is, ons wil na 'n ander nasie gaan, en ons wil die evangelie gaan deel, maar ons wil nie mense oprig om die evangelie verder te kan deel, die locals daarso nie. Nou, wat gebeur hierso? Hulle sê, kry julle mense onder julle self, wat hierdie mee kan help. Wanneer ons gaan om die evangelie te verkondig, want dis 'n mandaat wat ons het. Ons moet uitgaan na alle nasies en die evangelie gaan verkondig. Maar rig ons mense daarop en help ons hulle? Of kom ons daarin en ons leer hulle om eintlik maar net afhanklik te wees van ons? As ons kyk na die werk wat Amerika al gedoen het in evangelisasiewerk, is dit seker een van die nasies wat die meeste evangelisasiewerk in die wêreld doen. Maar nie net evangelisasiewerk nie, maar humanitarian werk. Hoeveel werk doen hulle in Afrika? Maar wat het gebeur? Afrika het afhanklik geraak van Amerika. Mense word nie opgerig en word nie toegerus om hulle self reg te help nie. Hulle het 'n mentaliteit gekry om te sê, gee. Wat is ons mentaliteit rondom dit? Gaan ons mense oprig, toerus en equip om uit te kan gaan en werklik die evangelie te kan deel? Of, ek wil nie hê mense moet hierso sit en sê, nee, bel vir Johan, hierdie probleem, ek weet nie wat om te doen nie, bel Johan. Elkeen van julle moet toegerus wees om uit te kan gaan en moeilike situasies te kan hanteer. Die evangelie te kan gaan deel. As iemand gebed nodig het, jy hoef nie die ouderlinge te bel nie. Bid vir hulle, jy's gevul met die Gees. Jy kan dit doen. Vertrou die Heilige Gees om jou te lei in dit. Ons moet effektief kan wees in hierdie areas. Wat ons hierso sien is, daar's 'n nood. Ons sien dat die apostels 'n vereistes gee vir die mans wat gekies moet word. Ons sien dat hulle hande op sal lê. En nou sien ons dat hulle uit moet gaan en iets gaan doen. Wat was die uitvloeisel van hierdie 7 mans wat opgerig is en toegerus is om uit te kan gaan en te kan bedien? Lees saam met my daar in vers 7. En die woord van God het toegeneem en die getal van die disippels het in Jerusalem baie vermeerder. En 'n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. So wat gebeur hierso? Hulle rig hierdie 7 mans op. Dit bring struktuur in die kerk. En daai struktuur het dit moontlik gemaak dat die kerk beter kon funksioneer. Die struktuur het groei gebring. Struktuur is belangrik. Ons moet nie kyk na kerk en sê nee, ons wil net, die Heilige Gees moet net werk, hy moet net oral te gaan, maar daar's geen struktuur nie. Want ons sien, die apostels bou struktuur hierin. Nou as die Heilige Gees wil werk, dan gaan ons weet, hy sal werk en ons sal spasie gee vir hom. Maar ons moet nie die struktuur minag nie. Struktuur is belangrik. As ons kyk na die evangelie, is die fondasie van dit alles Jesus Christus.
Ons kan nie op 'n ander fondasie bou as Jesus nie. En dan moet daar struktuur opgerig word wat bo op dit kan funksioneer. Die vrug van gesonde struktuur is dat die kerk sal kan groei. As ons nie die regte fondasie lê wat Jesus Christus is nie, maak dit nie saak wat se struktuur jy gaan bou nie. Hy gaan in mekaar val. Jesus moet die fondasie wees en daarbo-op kan ons dan reg bou en dit gaan dan goed reg uitwerk. As ons kyk na hierdie gedeelte, sien ons dat een van die primêre pilare van hierdie struktuur was die woord en gebed. Dit is iets wat hulle nie bereid was om op te gee nie. En ek en jy moet ons lewens ook so bou. So kom ons kyk wat gebeur nadat hulle nou hierdie mans aangestel het. Wat gebeur? En ons gaan spesifiek na Stefanus nou kyk. Lees saam met my in vers 8 tot 15. En Stefanus, vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. En daar het sommige van die sogenaamde sinagoge van die libertyne opgestaan en van die Sireners en Alexandryne en van die mense van Sicilië en Asië, en hulle het met Stefanus gerede twis. Maar hulle kon die wysheid en die gees waardeur hy gespreek het, nie weerstaan nie. Toe het hulle manne opgestook om te sê, ons het hom lasterlike dinge hoor praat teen Moses en God, en hulle het die volk en die ouderlinge en die skrifgeleerders in beweging gebring en op hom afgekom en hom gegryp en voor die raad gebring. En hulle het valse getuies laat optree om te sê, die man hou nie op om lasterlike dinge te praat teen hierdie heilige plek en die wet nie. Want ons het hom hoor sê, hierdie Jesus, die Nasareëner, sal hierdie plek afbreek en die sedes van Moses aan ons oorgelewer het, verander. En terwyl almal wat in die raad sit, hulle oë stip op hom hou, sien hulle dat sy gesig soos die gesig van 'n engel was. Ons lees hier van Stefanus, vol van geloof en krag. Nou ek wil vir jou vra, waar kry ons geloof? Waar dink julle kom geloof vandaan? In die woord. Romeine sê dat deur die gehoor van die woord en die woord van God word ons geloof gestig. Ek en jy moet tyd in die woord spandeer as ons geloof wil hê. Waar kry ons krag? Net van die Heilige Gees af. Hy sê vir die disippels, wag totdat die Heilige Gees op julle uitgestort is, sodat julle krag kan ontvang. So Stefanus is diep in die woord, en dit is waar sy geloof vandaan kom. En hy is gelei deur die Heilige Gees, sodat hy effektief kan wees vir die werk wat God hom voorgeroep het. As jy wil weet hoe om 'n situasie te hanteer of te reageer oor 'n sekere situasie, dan moet jy deurdrenk wees met die woord, tyd in die woord spandeer, sodat jou geloof gestig kan wees en toelaat dat die Heilige Gees jou dan lei in daai situasie. Dis nie either or nie, dis albei. Ons moet die pad met die woord stap en met die leiding van die Heilige Gees. Maar Stefanus deel, en hy stap die pad saam met die Here, en hy is besig om goeie werk te doen, maar nie almal stem saam met hom nie. Nie almal hou van wat hy sê nie. Daar's mans gewees wat met hom gerede twis het. Maar toe sien hulle, ons kan nie hierdie wysheid van hom weerstaan, en die Gees met wie hy praat, deur wie hy praat, verstaan nie. Wat doen hulle toe? Hulle kies om valse getuienisse te bring teen hom. Nou wie was hierdie mans gewees? Kom ons lees gou in vers 9. En daar het sommige van die sogenaamde sinagoge van die libertyne opgestaan en van die Sireners en Alexandryne en van die mense van Cilicie en Asië. So die libertyne is Jode gewees wat vrygelaat is. Van die Grieke, ek sien julle lag vir my spelling hierso of my uitlê van hierdie, maar nie te min, ek sukkel met hom. So die libertyne is Jode wat vrygelaat is deur die Grieke.
En hulle het nou teruggekom, daar's 'n sinagoge waar hulle was, en van hulle was uit Alexandryne of Alexandria gewees, wat in Egipte is, Asië ensovoort. So al hierdie Jode het nie saamgestem met wat Stefanus vir hulle gesê het nie. En daar is seker mense in jou wandel wat jy stap met die Here, wat dalk ook nie met jou gaan saamstem oor goeters nie. Maar die vraag is, wie wil jy gehoorsaam? Wil jy God gehoorsaam of wil jy mense gehoorsaam? Want ons kan sit en ons kan praat oor die woord en ons kan dalk verskil oor sekere goeters. Maar ons hart moet altyd wees om te sê, ek wil God gehoorsaam in dit wat ek doen. Maar wat ek hier sien, is hulle wou nie God gehoorsaam het nie. Hulle wou nie hoor wat Stefanus sê oor wat gebeur het nie. Hulle het gekies om eerder 'n valse getuienis op te bring, want wat hulle dink of sê, was vir hulle belangriker gewees. Ek en jy moenie die aanvaarding van mense soek nie. Want sodra ons dit doen, dan is ons oë nie meer gefokus op Jesus nie. En wat dan gaan gebeur is, ons gaan mense begin behaag en nie vir God nie. Ek sien, heeltyd is die disippels besig om Jesus te deel, en hulle deel die goeie nuus van wat hy kom doen het op aarde. Maar nie almal het gedink dat dit goeie nuus is nie. Dit kan net vir jou goeie nuus wees, as jy besef dat jy 'n redder kort. As jy dink jy het nie 'n redder nodig nie, jy's okay, dan is dit mos nie vir jou goeie nuus nie. Dan beteken dit vir jou niks nie. Maar dit beteken nie dat ek en jy moet ophou om die evangelie te deel as iemand dink dis nie goeie nuus nie. Ons moet aanhou om dit te deel. Ek wil afsluit met hierdie. Daar gaan altyd uitdagings wees. Ons gaan nie altyd dit maklik hê nie. Om 'n Christen te wees is nie maanskyn en rose nie. Ons sien in Handelinge hoe die vervolging was op die Christene. Ons sien hoe die vervolging was op Jesus. En jy sit dalk hierso en iemand het al iets van jou wat jy gesê het gevat en dit verdraai. Iemand het dalk al 'n valse getuienis teen jou gebring. En jy weet nie wat om te doen in die situasie nie. Jy weet nie hoe om te reageer nie. En jy het iets binne in jou hart wat nie lekker is nie. Ek en jy moet na die Here toe gaan met dit. Ek en jy moet by die Here se voete gaan sit en sê, Here, help my om hulle te vergewe. Help my dat ek nie 'n wrok in my hart het teenoor iemand nie. Help my dat ek skoon voor U kan staan, dat daar niks is wat my weghou van 'n gesonde verhouding met U nie. Iemand het dalk iets gesê en hulle het dit nooit eers sleg bedoel nie, maar jy het dit sleg gehoor en nou weet jy nie wat om te doen nie en hierdie ding is besig om in jou hart te werk en dit maak jou bitter. Moenie toelaat dat mense jou bitter maak nie. Moenie toelaat dat mense jou verhouding met die Here versuur of ander gelowiges nie. Ons is mense. Ons moet genade kan hê vir mekaar en mekaar vergifnis kan vra. Ons moet kies om te sê, Here, help my om U uit te lewe in elke omstandighede wat ek myself bevind. Volgende week gaan ons kyk na die uitvloei van die gevangenis waar hulle Stefanus nou gevat het. En ek wil hê julle moet julleself voorberei vir 'n moeilike paadjie wat ons gaan stap. Dit gaan nie lekker wees nie, want hy is die eerste martelaar wat moes sterf vir Christendom. Ek wil hê jy moet jouself hierdie week die vraag vra: is ek bereid om getrou te wees in die klein aspekte wat die Here my mee vertrou? Is ek bereid om gehoorsaam te wees aan hom in alles wat ek doen en nie te kies om 'n lewe te lei wat ek myself wil verheerlik nie, maar om te sê, Here, lei my in U woord en U waarheid. Mag ek U verteenwoordig vir die wêreld wat dit nodig het.